Broers en susters, hartelijk welkom by vanmôre se geleentheid, ook vir die 1 of 2, 3, 24 van julle vir wie ek nog nie handdruk gegee het nie. Baie welkom. Ek hoop ons sal vanmôre met die begin van ons feestelike deel van die kerkjaar, heerlike, aangename, vreugdevolle tyd saam met mekaar, ook rondom die woord en saam met liedere en in gebed saam met mekaar spandeer. So baie welkom. Ek hoop en vertrou dat dit met jou goed gaan. Net wat ons aankondigings aanbetref, net 1 of 2 saakies. Let net op die nou eerskomende die 3de Woensdag, dan is dit ook ons laaste amptelike gebedsgeleentheid. Daarmee bedoel ek nou maar net wat ons hier by die kerk by mekaar kom. So nie asof ons gaan ophou om te bid nie. Is maar net dat ons nie hier elke week hier by die kerk gaan of by hier in die konsistorie of in die kantoor gaan by mekaar kom om te bid nie. So as jy dalk nog wil inskakel, kom skakel in en kom maak hierdie laaste geleentheid met ons mee. Dan ook so vir die dames se afsluiting en dan onthou ook maar net die 14de Desember, dan het ons Kersangdiens. Dan eerskomende Vrydag by die AGS het hulle liggiefees en hulle het vir ons nou toe ons winterfees gehad het hulle nou vir ons baie gehelp en hulle het 'n koektafel gehad en toe ons op die stadium kort aan hande was, toe het hulle sommer kom inval en saam pannekoek gebak. So ons wil graag maar vir hulle ook ondersteun en hulle het gevra of ons dan die nageregtafel sal doen. So as dit vir jou moontlik is om 'n nagereg te maak of op watter manier betrokke te wees, skakel net asseblief met Cynthia en hoor by haar waar kan sy van jou dienste gebruik maak. Dan het ons die lys van voorbidding en dan verjaarsdae. Die 3de Woensdag is dit Rianda wat verjaar. Ek hoop jy gaan 'n lekker dag hê, 'n mooi en geseënde jaar ook. Vol vreugde en gesondheid en al dies meer. En die 6de is dit Magiel. Magiel, ook vir jou, alles wat mooi is vir die nuwe lewensjaar. Seën, sterkte en hoop gesondheid en geduld. Dink dis die een ding wat ons vir jou moet toewens. Wat jy genoeg moet hê. Hy sê altyd, Magiel sê altyd vir my, sy draad is baie kort, so ons hoop jou draad sal lank word. Moenie te vinnig in die draad afrol nie, is nie moeite werd nie. Goed, en dan is dit nou maar net my geleentheid, ek wil dit graag maar vanmôre doen. Want volgende week dan is die ander gemeente by ons en die week daarna is dit die Kersangdiens. So ek wil maar net vanmôre vir die jaar wat verby is, maar net baie dankie sê vir elkeen se meelewing, elkeen se ondersteuning, elkeen wat op jou eie unieke manier maar vir my gehelp het om staande te bly en 'n pad saam met jou te kon loop en dat jy dit ook vir my amper sê makliker en ook lekkerder maak. Ek is die Here so dankbaar vir die plek van my lewe waar ek nou op die oomblik kan wees om sommer net saam met 'n klein groepie mense. Ek is so dankbaar, ek is nie in 'n groot gemeente nie. Ek is so dankbaar, ek is nie in 'n gemeente waar daar 2 of 3 of 4 of 5 predikante is nie. Dat dit meer soos 'n gesinsopset is wat ek hier met mense 'n pad kan loop. Baie dankie daarvoor vir die kerkkantoor, vir alles wat daar in die kerkkantoor gedoen word vir 'n wonderlike tyd van saamloop en kan saamgroei. Dankie daarvoor vir julle wat kategete was, kerkraadslede, vir die kinders wat by die kategese ingeskakel was.
'n mens dink baie keer dalk ietsie klein maak nie 'n verskil nie. Net die feit dat jy hier is, maak 'n verskil. En wil ek vir jou dankie sê dat jy kom. Dis maar ons pad wat ons saam met mekaar loop. Dit gebeur so baie keer met ons almal, net dat ons raak besig. En daar is nie 'n waarborg dat ons mekaar Dinsdag of Woensdag of Saterdag ergens in die winkel of ergens in die dorp gaan raakloop nie. En as jy nie hier is nie, dan gebeur dit maklik dat vir 2 weke, vir 3 weke sien ons mekaar nie. So, dankie dat jy hier is. Al gebeur dit baie keer dat ons net vir mekaar handdruk gee en net vir mekaar sê, dit gaan goed, dit maak die wêreld se verskil. So vir alles wat ons in die jaar met mekaar kom meegemaak het, en dis nou maar, ek skiet sommer uit die heup uit, ek het niks voorberei nie. Wil ek maar net van my kant af, wil ek dan baie dankie sê. Vanmôre is dan ook eerste Advent Sondag en ons het vanmôre dan ook nagmaal wat ons saam met mekaar gaan gebruik. So as jy nie geweet het dat dit nagmaal is nie, dan wil ek vir jou uitnooi dat jy ook wanneer ons net nou aan die tafel gaan aansit, dat jy met vrymoedigheid sal kom aansit. Dis nie 'n goedkoop besigheid nie, dis nie sommer maar net ek kom sit maar net by 'n tafel aan want dis weer nagmaal nie. Nee, dis vir ons 'n ernstige saak, want in Kersfees en Adventtyd dan dink ons na oor die eerste koms van die Here Jesus hier na die aarde toe. En telkens wanneer ons die nagmaal gebruik, dan dink ons oor die tweede koms, die finale koms van die Here. So dit is geen goedkoop saak waarmee ons besig is nie. En as jy erns maak met jou lewe en jou verhouding met die Here, dan wil ek vir jou ook uitnooi namens die kerkraad dat jy met vrymoedigheid aan die tafel sal kom aansit en ook saam die elemente van brood en wyn geniet wat maar vir ons laat dink aan die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus. So ek gaan nou en dan nou nog 'n laaste ding. Ons het vanmôre het ons, dis nou dalk nou iets daarvan is dalk so op ligte noot. As jy dalk miskien nou vanmôre nie heeltemal met die diens bly nie, dan moet jy net geduldig wees. Dis heel moontlik die bietjie gom wat jy vanmôre besig is om te snyf. Ons het nou nuwe matte ingesit Vrydag. So wees net geduldig. Jy sal net nou weer daarbo gesonde suurstof inasem as jy jou pompie moet gebruik. Sorry daarvoor. So ons is baie dankbaar daarvoor. Daarmee ook die saak oor dat julle die gemeente vertrou finansiëel ondersteun, want dit het gemaak dat ons so 'n bietjie ons geld kon oppas, so 'n bietjie 'n geldjie kon spaar en op die einde dat ons nou ten minste ook, hoe lank was die matte hierin? Ek weet, ek het in 91 het ek hier begin en ek dink in 92 moes hier ergens het ons in daai tyd het ons nog gesamentlike dienste gehad en ek dink die matte wat hier was, dink ek was die matte wat toe al daar was. So ek weet nie hoe oud die matte was baie oud gewees het. So jy's dalk die een wat nou lank hier is wat vir ons dalk ook kan sê hoe lank dit was, maar ons is dankbaar dat ons die matte kon insit. So as jy dalk nou so rondom jou kyk en jy dalk nou, want die matte is so in blokke wat hulle gelê is ingesit is. So as jy dalk nou ergens dalk 'n spesifieke blok of 2 blokke of 3 blokke sien wat jy baie graag jou naam daaraan wil koppel, dan kan jy met Cynthia gesels en dan kan jy jou naam by haar kom koop. Nee, dis sommer net 'n grap. En Fanie het gesê, want hier was nou baie stof, gister het ons bietjie kom stofsuig, so asseblief, bietjie geduld,
of help ons net om so 'n bietjie op jou bank heen en weer te skuif om die stof op te tel, maar Fanie het gesê, hy gaan môre kom help skoonmaak, so as jy dalk wil kom help, kontak net vir hom na die tyd. En dan die laaste ding is, ons braai vanmôre na kerk saam. So as jy wil saamkom braai, as jy nie daarvan geweet het nie, ek vermoed daar sal genoeg slaai en goed wees, Spar of wie ook al is oop, gaan koop gou veel vleisie en 'n bottel koeldrank, en dan sê jy meer as welkom om saam te kom kuier en saam 'n vleisie te kom braai. Daarmee is ek nou klaar met die vooraf en sommer net my kans om so 'n bietjie ligsinnig te wees. Ek wil vir Marita vra, en daar's twee dinge. Die een is, ons gaan nou elke week, soos wat ons met Advent aangaan, gaan ons een kers aansteek. Net om maar iets van wat ek net nou in die foto gaan sê van die lig het na die wêreld toe gekom, dit beeld maar net iets daarvan uit, en dan het Marita net gevra om iets te sê. So jy kan dalk iets sê, en as jy klaar gesê het, kan jy dalk net die kers aansteek. As mense daar bo is, jy moet nie voor kom staan. So julle sal sien met die eerste skyfie, ekskuus as die goed nie altyd so duidelik is nie, is ons dan by die foto. Nou dis nou maar eintlik net die geleerde woord wat ek al in die verlede gesê het, is wanneer die voorsitter van 'n vergadering so op die tafel klop, dan sê hy, dit is nou tyd om te begin. Die foto is dan die oomblik wanneer ons dan vir mekaar sê, dis wanneer ons
diens begin. Dis die oomblik wanneer ons op 'n besondere manier saam met mekaar 'n pad deur die woord gaan loop, wanneer ons saam liedere gaan sing en wanneer ons saam gaan bid en onsself ook voor die Here gaan verootmoedig. En vanmôre gebruik ek dan die woorde van Johannes 1 vers 5 wat sê, die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. As student het ek vakansies in die myn gewerk. En ek kan onthou, daar was 1 of 2 geleenthede waar ek die donker getoets het. As jy ooit op 'n plek sou wou wees waar dit donker is, dan moet jy so 'n paar 100 meter diep onder in die grond gaan. En elke moontlike lig wat daar is, afsit en dan is dit letterlik dat jy aan die donker kan raak. En jy kan jou hand soveel as wat jy wil voor jou oë swaai, jy voel net die wind van jou hand, maar jy kan jou eie hand reg voor jou oë nie sien. En die oomblik wanneer jy daar die kleinste liggie aansien, dan skuif die donker uit. En dit is wat Jesus met sy koms na hierdie aarde, sy eerste koms na die aarde kom doen het, is dat hy sy lig, want sonde het gemaak dat die wêreld donker geword het. En met die eerste koms van Jesus na hierdie wêreld toe het hy sy lig gebring. En met sy lig wat hy in ons lewens kom plaas het, is hy besig om hierdie duisternis al hoe verder en verder ook uit te dryf en weg te skuif. En daarom mag vanmôre se geleentheid nie net 'n geleentheid vir my en vir jou wees waar die woord in ons harte kom en waar die woord met ons praat en dat die duisternis wat so baie keer ook dreig om ons eie lewens oor te neem, dat die Here se lig ook vanmôre ons lewens weer lig sal maak. En ek wil jou dan in sy naam groet. Hy wat hier is, soos wat hierdie lig by ons is, so is die Here by ons. Soos wat die son daar buite by ons is en sy strale skyn, so is die Here by ons. Genade en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ons gaan dan 'n paar liedere wat ons gaan saam sing, net terwyl ons so sing. Is
Ons Vader wat in die hemel is, saam met hierdie liedere en ook al die ander wat daar op hierdie oomblik in kerke en in gemeentes oor die lengte en die breedte van die wêreld gesing word. Sing ons saam, aan U kom al die eer toe. Ons dank U, Here, vir so baie wat ons het, wat uit genade aan ons geskenk is. En ja, Here, so baie keer wil ons eerste dink aan al die aardse dinge wat ons het. Maar om U te hê, om U sin te kan wees, om aan U te kan behoort, oortref alles in waarde. Donderdag en Vrydag en gister, Here, het mense soos hase rondgehardloop om by winskoopies uit te kom. 30% afslag en 40% en 50% en miskien selfs 60%. Maar U gee ons 100% afslag. Ons kom om ons skuld, om ons sonde te betaal. En U gee vir ons die lewe verniet. Dankie dat ons U hiervoor kan loof. U hiervoor kan eer. U hiervoor lof te kan toebring. Want U alleen is eerwaardig. U alleen is prysenswaardig. U alleen is die moeite werd om Here te kan noem. Dankie dat U met U grootheid in U volle omvang ook by ons is vanoggend. Dat dit nie net 'n stukkie van U is, of 'n stukkie van U gedagtegang wat hier is nie. U alles is hier. Here, mag dan die klompie oomblikke wat ons as gelowiges so bymekaar is, mag dit ons hart verwarm. Mag dit ons oë ophelder. En mag dit 'n huppel in ons elke dag se stap meebring. Dankie dat ons hierdie ou paar dinge en ook al die ander baie dinge wat in ons harte en in ons gedagtes skuil, die bekommernisse, al die huiweringe waarmee ons lewe mee loop.
ook al die vrese wat daar vanmôre ergens in ons lewe skuil, ook na U toe bring. Dankie dat ons al die see van gesigte wat ons in ons gedagtes vanmôre sien, na U toe kan bring. 'n vriend, 'n vriendin, 'n broer, 'n sussie, 'n ma of 'n pa, ouma of 'n oupa, kleinkind, 'n kind, 'n kollega by die werk. Een gesig wat ons op die TV sien sonder dat ons die naam ken. Hulle wat in nood is. Hulle wat vanmôre net die helfte sou wou hê wat ons vanmôre het. Net 'n tweede broek of om 'n tweede hemp te kan besit. Mag in hierdie tyd van welwillendheid, die tyd wat U gekom het om ons in ons nood raak te sien en vir ons uitkoms te gee en te bewerk, ons ook welwillendheid sal uitleef, al voel ons baie keer, Here, ons wil dit nie doen nie. Seën dan vir ons hierdie paar oomblikke. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Nou by ons eerste adventgeleentheid vanmôre wil ek saam met jou lees uit Romeine 13. Volgende week gaan ons ook weer in Romeine 'n draai maak. So net om vinnig met jou iets te deel oor Romeine. Romeine 1 tot 11, hy bestaan uit twee groot dele. Hoofstuk 1 tot 11, dan praat Paulus oor alles oor die geloof. Hoe die teorie van die geloof werk. Waar ek en jy vandaan kom en dit wat die Here Jesus vir ons kom doen het. En dan van hoofstuk 13 af, dan begin hy om by die praktyk uit te kom om te sê, maar hoe lyk 'n geloofslewe? Hoe lyk iemand se lewe wat aan die Here behoort? Nou by eerste Advent Sondag sal julle dan nou hierdie gedeelte ook optel, hoe dat Paulus dan iets wil sê, hoe moet 'n Christen se lewe lyk? Nou ja, ons sê dit elke Sondag vir mekaar, maar ons gaan dan nou ook baie pertinent, gaan ons vanmôre by hierdie paar verse, gaan ons ook daarna kyk. En ek lees dan van vers 11 af. En dit alles is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Net daardie paar verse wat ek saam met jou wil lees.
En ek gaan ook net baie kort wees vanmôre en so beplan ek ook om in die volgende paar Sondae ook baie kort te wees. En natuurlik, ek het dit nou nie van die begin af gesê nie, maar ook vir julle wat by die huis is, baie welkom, ook om vertrou dat hierdie tyd van hierdie feesseisoen waarin ons is, dat dit ook vir jou 'n mooi tyd gaan wees, as jy dalk miskien gaan reis ook veilig en geniet die tyd saam met jou mense. Vir die kinders sou ek vanmôre eerstens die vraag wou vra. Wat is die slegste tyd in wanneer jy moet skool toe gaan? Wat is die slegste tyd? Ja, so van julle. Wat is die slegste tyd van skool toe gaan? Ek kan eintlik daar dieselfde vraag vra. Wat is die slegste tyd om te gaan werk? Nee. Daai wakker word. Nee. Een dag in die week, dan beleef ek dit. En dis 'n sonde. Wanneer ek weet is nou die dag wat ek moet gaan werk, of wat ek nou op 'n amptelike manier moet gaan werk, of werk moet kom verrig waar ek tussen ander mense dan op 'n spesifieke tyd moet werk, dan wil ek slaap. Dan ewe skielik is dit vir my die grootste stryd om op te staan. Maar Saterdag se ek bietjie kan lê of wanneer ook al, dan is dit altyd die moeilikste tyd. En Paulus wil in hierdie gedeelte iets daarvan kom sê dat, maar dis wat ons in ons lewe moet doen. Na alle waarskynlikheid sit ek en jy vanmôre hier met daardie ding in ons hart. Dis weer tyd dat ek moet begin wakker word. Dis geen skande in 'n mens se geestelike lewe om ergens by 'n punt te kom dat 'n ou sê ek moet weer 'n bietjie voorraad opname maak van wat in my lewe aangaan. Ons is in elk geval nou in daai tyd, jy moet gaan nou seker in hierdie volgende maand gaan jy in elk geval seker daaraan begin aandag gee. Om te dink, hoe was my lewe in hierdie jaar gewees? Waarby het ek uitgekom, waarby het ek nie uitgekom nie? Die dinge waarby ek uitgekom het en my voorgenem het om by uit te kom, was dit regtig die moeite werd gewees? Sou dit nie dalk beter gewees het as ek A gedoen het in plaas van B nie, of C in plaas van F nie? So dis geen skande, dis iets wat ons byna op 'n daaglikse basis in ons lewe doen. Waarom doen ons dit nie ook in ons geestelike lewe? Om maar telkens by 'n punt te kom en sê, dis nou miskien tyd dat ek weer wakker word. Die grootste gevaar wat daar maar vir ons as Christene is om so saggies aan die slaap gesus te word. Dis die duiwel nou hier moet instap. Jy kinders, hoe lyk die duiwel? Waar's daai kind van jou? Slaap hy. Hulle het gister so lekker gespeel, so ek vermoed daar sal 'n bietjie moegheid wees. Hoe lyk die duiwel? Wie kan ons kan vir my, hoe lyk die duiwel? Jy daar 'n prentjie gesien van die duiwel? Nee, jy ken hom ons nie. Jy is gou horings en so vurk en dan so sterk en baie keer nog van hierdie tande. Nee, ek vermoed as hy vanmôre in daardie vorm by een van hierdie deure instap, is ons almal by die ander deur. Dis nie hoe hy in ons lewe na vore kom. Anders sou ons nooit sonde gedoen het. Vir die kinders, hoe vang mense 'n muis? As jy daai wip stel, hoe vang 'n mens 'n muis? Wat doen jy? Ja, jy sit 'n stukkie kaas in. Hoekom? Hulle hou van kaas, nee. Maar wat doen 'n mens? Jy kamoufleer die dood. Al wat hy sien is hierdie stukkie iets. Maar eintlik is hy besig om maar sy kop in die dood in te druk.
En nou kom, sê Paulus ook, word wakker. Dis dalk miskien hoekom ek en jy vanmôre hier is. Dalk het ek en jy vanmôre weer, of gister onsself voorgeneem, of in die week voorgeneem, ek moet dalk weer net vir 'n slag wakker word. Vir Paulus is hierdie 'n baie belangrike saak. Dis nodig dat 'n mens moet wakker word, omdat die uur van finale afrekening lê voor. En as 'n mens weet dat jy moet gaan eksamen skryf en eksamen afhandel, dan weet 'n mens daar moet geleer word. Skouer aan die wiel gesit word. Want ergens gaan jy by daardie klaskamer moet instap en of met 'n pen gaan skrywe, of ek het so baie van hulle wat ek mondelinge op universiteit gedoen het. Maar dis tyd om wakker te word. Nou as 'n mens wakker geword het vir skool, wat doen 'n mens daarna? Dan trek jy aan, nee. Dit help vele mense word wakker. Om net te besluit om iets te doen, bring jou nie ergens nie. En wat sê Paulus in hierdie gedeelte, ek gee dit nou maar net ander woorde, is dat hy sê, dan as dit amper dag is, wat moet ons doen? Ons moet aantrek. Nou daar's nou twee dinge wat Paulus hier kom sê, daar is goed wat jy moet uittrek en daar is goed wat jy moet aantrek. Die Bybel vergelyk ons lewe soos die van ou klere. Daar kom 'n tyd in jou lewe, en dis dalk wat ek en jy vanmôre besluit het, dis wat ek weer hier moet kom doen. Ergens het ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar ergens het ek weer daar by die vuil wasgoed verbygeloop. Dis maar net 'n prentjie om te gebruik. En ek het stelselmatig ek die vuil klere wat daar op die grond lê, wat eintlik gewas moes gewees het ek weer begin aantrek. Dit gebeur baie keer in ons lewe sonder dat ons dit agterkom. Almal van ons het dit heel moontlik al beleef, dat die eerste Sondag as jy in die kerk toe gaan nie, dan is jy verskriklik ongemaklik. Nie net daardie Sondag nie, sommer die Maandag, en die Dinsdag en die Woensdag voel jy nie lekker. En die volgende Sondag dan kom jy weer in die kerk en dan voel jy nie heeltemal so sleg soos die eerste keer. En stelselmatig raak dit al makliker en makliker, totdat jy later glad nie meer kerk toe kom. En die een ding van wanneer 'n mens so stadig weggly, en ek wil weer 'n voorbeeld gebruik. Ek is nie baie goed met die winter. Ek sukkel met die koue. En hierdie jaar se winter het ek vir 3 maande niks geoefen. Absoluut niks. So stelselmatig het die fiksheid begin weggaan. Tot ek weer na 3 maande die eerste keer weer op die fiets moes klim. En dan sterf jy 10 dode, want dis hierdie verskriklike effort wat jy weer moet insit om alles weer aan die gang te kry. En ek kan daaroor lank ook met jou praat, en ek wens so baie keer 'n mens het geleentheid, want 'n mens verloor langs die pad, verloor jy skills. Daarom is dit nie net belangrik om wakker te word nie, dis belangrik dat jy ook sal aantrek en die regte klere sal aantrek. Daar buite, kan ek maar vanmôre weer vir jou sê, daar buite hou die wêreld vir my en vir jou dop. Want die wêreld soek. Ek en jy kan vanmôre na alle waarskynlikheid sê, ons het gevind. Ons weet die Here gee vrede, ons weet die Here het ons lewens oorgemaak, het ons sonde vergewe, ons kan elke dag met blydskap lewe. En hoe lewe ek ook nog maar so met ou dikbek daar buite. En as jy te kort en is daar hartelik.
En wat sê die wêreld? Ek het so gehoop is by jou anders. Lyk my, jy's maar net so dikweg soos wat ek is. Lyk my, het gaan met jou ook maar net so sleg as wat dit by my gaan. Wat het jy beter om aan te bied? Daarom het ek en jy nodig om die regte klere aan te trek, blydskap te beleef, vreugde te beleef, lig te reis en nog 'n klomp dinge wat ons met mekaar sou kon deel. Nou as ek klaar aangetrek het, wat doen ek dan? Dan stap ek, né? Daar is die antwoord. Nee, as jy ergens besluit het, dis wat jy doen. Jy het nou die klere aangetrek, bly op jou bed sit. Nie bly op jou bed sit nie, nee. Nou begin jy te stap. Stap na die etenstafel toe, en van die etenstafel af stap jy weer badkamer toe, en jy borsel jou tande, en jy kry jou tas, en jy stap skool toe. Of jy stap na jou werk toe, jy stap na jou lewe toe. Vir die geestelike lewe is dit dieselfde. Dit help veel ek en jy trek die nuwe lewe aan. En dat hierdie ou nuwe lewe, hy sit nou maar net hier aan my. Hierdie nuwe lewe moet geleef word. Daar's 'n wêreld daar buite wat vir ons soveel ruimte gee waar ons kan leef. Daar's so baie voorbeelde wat elke dag homself voordoen, waarmee ons die wêreld kan help, dat hulle kan sien ons stap op 'n spesifieke manier. Ons stap soos mense wat weet waarheen hulle stap. Dis die sleg van die wêreld. Die wêreld stap, maar die wêreld stap nie. Hy weet nie waartoe hy regtig stap nie. En wat sê die Bybel, as jy regtig weet waartoe jy stap nie, dan stap jy eintlik maar na die verdoemenis, na die ewige verderf. Maar ons is mense van die lig. En ons stap op 'n spesifieke manier. Die wêreld moet ook sien, hier's nie 'n klomp bagasie op ons nie. Ons het ergens langs die pad, het ons hierdie bagasie van sonde wat ons gekry het ons geleentheid gekry om dit af te tel. En ons loop en ons stap hierdie nuwe lewe. As ek dan nou begin stap, en dis die laaste ding waarby ek wil uitkom, ek weet nie regtig hoe moet ek dit vir die kinders verwoord nie, maar hierdie stap waarmee ek besig is, moet ek heeltyd in gedagte hou, dat die keuses wat ek maak ek uiteindelik 'n bepaalde voorsiening voor. As ek in die duisternis wandel, dan maak ek voorsiening vir alles wat aan die donker behoort. Dan maak ek voorsiening vir waar ek op verkeerde plekke gaan beland, waar ek dalk by allerlei dronkpartytjies of by allerlei uitspattighede by betrokke gaan wees, of ek gaan dalk miskien voorsiening maak daarvoor dat ek by allerlei risies en by allerlei woordewisselinge gaan by betrokke raak. So hierdie stap van my moet ek ook weet, waarvoor maak ek voorsiening? En as ek natuurlik voorsiening maak daarvoor dat ek die lewe van die lig gaan lewe, dan maak ek voorsiening dat die Here Jesus Christus my in my lewe vooruitgaan. Want dis die teendeel van om vir die verkeerde goed voorsiening te maak. As ek wil oefen, as ek fiks en gesond wil wees, dan moet ek sorg dat ek genoeg slaap, dat ek die regte kosse sal eet, dat ek die regte program sal volg. Nou wat ek ouer is, nou is nie meer so belangrik, ek moet net oefen. Ek moet nou nie meer regtig 'n program volg.
Maar ek moet my met die regte goed besig. Vir die geloofslewe is dit dieselfde. As ek my by verkeerde plekke bevind, dan kan ek maar weet, ek maak voorsiening daarvoor, dat ek op die einde met die verkeerde goed gaan opeindig. En dan het ek niemand anders om te blameer as net myself. Dan kan ek nie my vinger onder die Here se neus gaan indruk en hom verantwoordelik hou vir die keuses wat ek gemaak het nie. Paulus sê, dis tyd dat ek en jy wakker word. Dis iets wat ons nooit genoeg in ons lewe kan doen nie. Ons moet wakker leef. Jy sal na alle waarskynlikheid sal jy ervaar dat vanmiddag ergens dan gaan daar weer versoekings kom op een of ander manier. Dit kan ek vir jou waarborg. Dit gebeur met ons almal. Dit is belangrik dat ek en jy ons met die regte klere sal aantrek. Dalk het jy al ergens in jou lewe vuil klere aangehad omdat jy ergens gewerk het en jy vuil geword het. En wat is toch nou lekkerder as om te gaan stort en al die stof en al die olie en wat ook al is af te was en skoon aan te trek. Om daar uit daai badkamer uit te stap en te weet jy skoon. Julle al gesien iemand probeer dit in jou eie lewe, gaan trek bietjie wit klere aan. 'n Wit broek, wit skoene, wit kouse, wit hemp. Dalk miskien selfs wit handskoene ook. En as jy ooit iemand gesien het wat versigtig is om te leef, dan is dit iemand net nie naby my kom. Net nie my raak nie. Wie is te bang om vuil te word? Dit is dalk miskien 'n beeld, maar wat ook sy tekortkoming het. En om voorsiening te maak vir ons lewe. Mag in hierdie tyd van Advent, wanneer ons nadink oor Jesus sy tweede koms, oor sy eerste koms, maar ook om gereed te maak vir sy tweede koms, mag ek en jy vanmôre ook daadwerklik lewe met hierdie wete dat ons kan nie aan die slaap gevang word nie, en mag die Here vir jou daarmee seën. Die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11, wanneer hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Ek wil nou vra dat die tafel vir ons gereed gemaak word. Ons gaan eers die elemente uitdeel en dan gaan ons net nou saam met mekaar dan ook die nagmaal gebruik.
die wat verkies om druivensap te gebruik in die middel is daar druivensap. Net seker maak, almal hier aan die regterkant, brood, gekry almal, in die middel, en aan die linkerkant, hoor, die wyn, en in die middel, en ook hoor. Kom ons wat by die hoofde dan, dit ons sal. Here, baie dankie dat ons ook nou aan die tafel kan aansit. Dat ons ook u seën op dit wat ons gaan gebruik kan afbid. 'n Klein stukkie brood, 'n klein slukkie wyn. Maar 'n boodskap
wat so omvangryk is. 'n man wat nie teruggeduins het voor die sonde nie, selfs bereid was om sy lewe af te lê. Dankie dat U ons ook met hierdie gawe wil versterk. En bid ons ook, Here, dat ons vir ons elke dag se lewe altyd hieraan sal dink. Die liggaam is gebreek en die bloed het gevloei, sodat ons lewe kan hê. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Die nag waarin die Here Jesus gevange geneem is, het hy brood geneem. En het hy vir sy disippels gesê, die brood wat ek breek, is my liggaam. Gebruik dit, eet, en dink daaraan, dat my liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening van al julle sondes. Net so ook het die Here in die nag waarin hy gevange geneem is, die beker geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy sy disippels uitgenooi en gesê, neem, drink daaruit, glo dat my bloed gevloei het tot 'n volkome versoening vir al julle sondes. Ons Here en ons Hemelse Vader, dankie, ja, 1000 maal dankie, dat U nie U seun gespaar het, om ons weer U sin te maak nie. Dankie dat U ook in hierdie oomblikke elke hart wat berouvol na U toe kom, bereid is om skoon te was met U bloed. En so 'n lewe op 'n nuwe pad te plaas, waarin U in U grootheid ontdek sal word. Ek bid Here dat dit wat ons in hierdie oomblikke gedoen het, lewens en harte wat vanmôre vir 'n verskeidenheid van redes hulle dank mag voel dat hulle of hulle self ver van U af voel, of dat hulle dink
U sien nie raak wat van hulle word. Dat die wyn en die brood vanmôre weer in daardie hart en in daardie lewe sal onderstreep. U sien raak. U sal aanhou om raak te sien. U is reeds daarvoor, maar u is ook op pad. Stap saam. Dra. Onderstraal. Gee krag. Die feestyd wat ons gaan beleef, dankie dat ons bevoorreg is om dit sonder enige vrees te kan doen. Dat ons met die grootste vrymoedigheid ons Kersliedere kan speel. Dat ons dit in 'n plek soos hierdie kan kom sing en aan U die eer gee. Dink aan die plekke in die wêreld waar dit wat ons vanmôre gedoen het en ook in die komende weke gaan doen, in die geheim gedoen word. Met vrees. Seën ook die kinders van U, ons broers en ons susters, wat nie het wat ons het. Seën dan vir ons in hierdie dag, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan sluit met 'n laaste lied. Die lied wat sê oor Christus, ons verlange, U het vir ons die heil gebring. Amen.
dan weet die Here seën sy kinders. Dat ek en jy elke dag sal weet dat hy met ons op pad is en dat hy vir ons wil seën en ook vir ons wil gebruik. Ontvang sy seën en gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn.